'n boodskap van hoop. Maar gedeelte wat ek aanvanklik vir u voorhou is uit Josua hoofstuk 24, maar ek moet ook teruggaan as ek hierdie boodskap in sy konteks met u wil deel, na die boek van Genesis, hoofstuk 12. As jy vir my Genesis hoofstuk 12 kan opsit as die bord daarachter, dan gaan ek lees tot so by vers 5. Hy sê, en die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vaders huis, na die land wat ek jou sal wys. Julle moet aandag gee op dit wat ek vanmorgen uit hierdie gedeelte gesit. Vers 2, hy sê, ek gaan jou wys die land wat ek gee. Ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En dan vers 3, hy sê, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. En vers 4, baie belangrik, toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het. En Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud, toe hy by sy vertrek uit Haran. En vers 5, en Abraham en Sarai sy vrou, en Lot sy broerskind geneem, en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak het, en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan, en in die land Kanaan te gaan woon. Tot sover. Onthou waarna toe hy getrek uit uit, het hy uitgetrek en hy trek na Kanaan toe. Baie belangrik, ons weet, Kanaan is die land van melk en honing. Nou tussen 470 en 500 jaar later, lees ons dan van Josua, wat hierdie land gaan beset het, wat Abraham hier in Genesis 12, waar die Here hom gesê, trek uit jou land, het los alles daar, vat net jou vrou, jou kinders, hoewel het nie kinders gehad, maar al jou besittings wat jy kan, en trek na hierdie land, die land van belofte, wat hy vir ons sal gegee. Dan sit vir my Josua 24 vers 2 op. Nou gaan Josua my lewe besit, hierdie land, nadat hulle 40 jaar in die woestyn was. Hy sê, vers 2, hy sê, toe sê Josua aan die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, oor kan die Efraat, het hulle die vaders oudheer gewoon. Terah, dit is Abraham se vader, die vader van Abraham, en die vader van Nahor, met ander woorde sy broer, en hulle het ander gode gedien, met ander woorde hulle was afgodsdienaars. Hy sê vers 3, maar ek het julle vader Abraham van die oorkant van die Efraat afgeneem, en om deur die hele land Kanaan laat trek, en sy genageslag vermeerder, en Isak aan hom gegee, tot sover. Here, kan ons vanmôre duidelikheid oor hierdie skrif kry vanmôre, om te weet, Here, dat geloof is nie net oor beloftes nie, maar dit is om die God van die beloftes vanmôre te kan ontdek, Here. Here, want dit is wat Abraham gedoen het, Here. Hy het getrek sonder dat hy geweet het waarheen hy op pad is. Here, maar hy het getrou en hy het geglo in die God van beloftes, Here. En daarom wil ek vra vanmôre, dat ons ook op daardie plek sal kom, dat ons U sal glo in elke belofte wat U in die woord vir ons verklaar het, Here, dat ons dit in besit sal neem. Vra nie om verdien nie, maar die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Wanneer ons aan Abraham dink, dan dink ons seker aan die grootste geloofheld in die Bybel. En as ons Hebreërs 11 gaan lees, dan sal ons sien panoramiese oorsig van al die geloofshelde uit die Ou Testament wat genoem word. Dis amper 'n galery van al die geloofshelde wat jy kan gaan en gaan kyk na wat elke geloofsheld gedoen het. Nou as jy daardie geloofshelde gaan kyk van Hebreërs hoofstuk 11, dan moet ons hoofstuk 12 ook saam lees. As jy hoofstuk 12 vers 1 vir my opsit, dan moet ons daardie hoofstuk 12 ook saam met dit lees, om te verstaan, wat is die belofte vir ek en jou ook, as ons in die geloof gaan. Hy sê, daarom terwyl ons soos 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop wat voor jou lê. As jy praat daardie eerste gedeelte, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, dan verwys hulle wat, as jy die ander vertaling sal lees,
dan sal jy sien as hulle wat in die Ou Testament die Here gedien het, God geëer en geloof het, wat te sterwe gekom het, en wat ek en jou bemoedig dat ons hierdie wedloop sal voltooi. Dit is wat Paulus in die boek van Hebreërs vir ons sê. Met ander woorde, as mense wat in die Ou Testament ek en jou vanmôre bemoedig, en sê, hou vas in dit wat jy het. Dis ook die hele skrif deur God ingegee is om ons te leer, ons te lei, te vermaak, te onderrig. En daarom is ons geloof vanmôre so belangrik, dat ons die God van Abraham, Isak en Jakob sal glo vanmôre. Nie wat mense sê nie, maar dat ons die beloftes vat wat die Here vir ons gee, maar meer as dit, dat ons die God van die beloftes sal dink. Ons onthou nog, as ons aan Abraham dink, 'n man wat sy seun Isak geoffer het, die enigste wat die Bybel sê vir ons in Genesis. Ons onthou hoe hy God vertrou het vir die nageslag, dat dit menslik onmoontlik was. Maar dan gaan ons ook verder, dan onthou ons in die Bybel wat hy praat, in 2 Kronieke 20 vers 7, dat hy 'n vriend van God genoem word, as gevolg van sy geloof. In Jesaja 41 vers 8, word hy ook daar verwys as 'n vriend van God. En selfs in Jakobus 2 vers 23, word daar verwys na Abraham as 'n vriend van God. Hoekom? Omdat hy God onvoorwaardelik vertrou het. En as ons iemand het wat 'n vriend van ons is, dan selfs as die een van die kriteria's wat ons gebruik, ons sê daai ou is so smart, jy kan hom 12 uur in die nag bel, dan sal hy jou kom help. Is ek reg? Ons ken daai. Met ander woorde, dan kry ons hom as 'n vriend, want onvoorwaardelik sal hy dit doen wat jy vir hom vra. Maak nie saak hoe moeilik en watter tyd dit is nie. En dit is hoekom Abraham 'n vriend van God genoem geword het. Want toe God gepraat het, het hy beweeg. Hy het nie geredeneer nie. Tot weet ons Abraham, toe hy uitbeweeg het hy God vertrou vir elke tree wat hy gegee het. Tog vergeet ons dikwels waar Abraham vandaan gekom het. Die Bybel leer ons dat Abraham uit 'n familie gekom het wat ander gode gedien het, en dit is wat hy in Josua vir ons sê. Hy sê vir ons Josua, want hy praat aan die ander kant van die Eufraat, met alhoewel in die land Kanaan, daar waar julle was, het julle voorouers afgode gedien. En dan sê Josua, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis julle keuse. Julle kan aanbid waar julle wil, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En hy kon dit alleen gesê het, omdat hy geloof in God gehad het. En ons weet vanmôre ook dat Josua die land in besit van en hy gaan vir iets moois nou gee ten opsigte van dit. Hy het nie groot geword in 'n godvreesende land waar Samuel 'n profeet was nie. Hy het nie iemand geken wat in 'n tempel gestaan het of tempel gebou het nie. Hy het nie Moses gehad wat die wet vir hom kon gegee het nie. Daar was nie profete na wie hy kon geluister het nie. En so ek sê, daar was nie tempels nie. Inteendeel, die enigste Abraham waar hy getrek het, het hy 'n altaar gebou. Ek wil net vooruit hardloop toe, maar jou gebed is 'n altaar wat jy voor God opbou. Amen. En hoekom sê ek so? Dan gaan nou vir u, iemand nie verloor nie, ek gaan nou dit uitlaat. As jy vir God iets vra, daai altaar wat jy opsit, oor 'n week, 3 weke, 'n jaar, 4 jaar vandag, dan kom jy dan sê, weet wat, ek onthou toe ek die Here gevra het. Hy het stilgestaan by daai altaar vir my. Hy het weer die vuur van my altaar aangesteek. Iemand het by geleentheid gesê, as jy Abraham wou gevolg het in sy reis, waar hy was, het jy net gevoel, die altare gevolg. En as die as in die altare nog warm was, het jy geweet, jy is baie naby waar Abraham nou is. En dit is dieselfde vanmôre, ons gebedslewe is daardie altaar wat ek en jy aan die brand moet hou, want God ons wil terugbring na daardie altare toe. En ek gaan nou vir julle wys uit die Bybel uit, dat dit baie waar is. En hy het nie 'n tempel gehad wat hy kon aanbid nie. Daar was net die afgode wat hulle aanbid het. Hy het groot geword in 'n wêreld van afgoderry. En dit maak die verhaal van Abraham so merkwaardig vanmôre vir ek en jou, om te kan luister dat God iemand vat wat hom nie geken het nie, maar wat gehoorsaam en gewillig was, en dit is die kruks van die saak. Daarom sê hy vir ons in Jesaja 55 vers 3, sit van Jesaja 55 vers 3, die B-gedeelte op. Hy sê, luister en jou siel sal bly lewe.
En dan maak hy die mooi verklaring die volgende. Hy sê, neig jou oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil 'n ewige verbond sluit. Die bestendige genade bewys van Dawid sy. Vers 4, sit vers 4 op. Hy sê, kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volk gemaak, tot 'n vors en die gebieder van die nasies. Met ander woorde, die Here wil dat ek en jou verbond sluit, as ons net sal luister. As ons Deuteronomium 28 gaan luister, as jy sorgvuldig luister, my gebooie onderhou, dan sal jy geseënd wees. En dit is presies wat met Abraham gebeur het. Toe hy geluister het, het God hom geseën, en hy word die vader van geloof en vader van al die nasies. Vir watter rede? Bloot omdat hy geluister het. En dit is waaroor die boodskap van môre gaan, dat ek en jy God se stem sal hoor, nie mense sal invloed in ons lewe sal toelaat nie, maar dat ons die Heilige Gees sal toelaat om ons lewe te manipuleer en daarin te funksioneer, sodat ons 'n gedaante verwisseling kan ondergaan, sodat wanneer waar ons loop, dat mense sal sien en weet, maar hier is 'n seun, hier is 'n dogter van die Allerheilige. Hy het groot geword, sonder dat hy God geken het. God het nie die volmaakte man gevind om 'n vader van geloof te word nie. Hy het nie na Abraham gekyk en gesê, hierdie ou is sonder foute nie. Dit is een kriteria. Gehoorsaamheid. Amen. Luister. En as jy by die huis gaan lees vanaand, dan gaan lees jy Deuteronomium 28. Net die eerste 14 verse het die seun van die Here hoor, die volk het. Vandaar ek dink dat vers 2, hy gaan tot 62, ek dink vers 62, ek nie heeltemal, is dit net oordele vanaf vers 15. Vers 15 sê, as jy dan nie luister nie, dan noem hy al die ellendes, dan gaan lees jy, dan vraag jy vir jouself af, identifiseer die ellendes wat tans in die wêreld is, dan kyk jy of jy dit nie daar vind. As jy nie luister nie, dan sal die ellende jou volg. Maar as jy sorgvuldig luister, hy sê dan sal die seëning jou van agteraf inhaal en jou verbygaan. Hy sê die vyand sal met een pad na jou optrek, in 7 verskillende paaie van jou afklip. En as ons gaan kyk toe Josua die Kanaan inneem, is dit die geval dat mense voor hom gevlug het. En ek het verlede Sondag of iewers genoem van die Gideoniete wat vir Josua op die bos gelei, wat hy verbond met hulle gesluit het, wat omdat hy die land in besit begin neem het, was hulle benoud gewees. God het hierdie volmaakte man gevind, maar het 'n gehoorsame man gevind. God het 'n gewone man uit die algodsdienst omgewing geroep, en om deur geloof het hy hom verander. En die wonderwerk van Abraham se lewe is nie waar hy begin het nie, maar waar hy eindig. En Willie se vrou is Vrydagoggend oorlede, en toe ek daarby was, toe sê ek, wie wat Prediker hoofstuk 7 vers 1 sê, die sterfdag is 'n blyer dag as die geboortedag. En wat 'n paradoks is dit net nie. Die eenvoudige rede is, die dag met geboorte, het nog niemand geweet wat jy gaan wees en waar jy heen gaan wees. Maar die dag met jy afsterf kan hulle terugkyk. En soos Abraham, ons kan terugkyk na sy altaar wat hy opgerig het. Ons kan kyk, ons lees in die Bybel van ons, as ons die Hebreërs 11 gaan lees, en ons sien die geloofshelde as gevolg van die invloed van 'n vader van geloof, wat hy uitgeleef het, dan is dit hoekom die boek van Prediker vir ons dit skryf, Salomo dit skryf. Ons weet die boek Prediker is 'n baie depressiewe tipe boek, maar hy maak daardie stelling, die sterfdag is 'n blyer dag as die dag van geboorte. En die dag van geboorte is daar verwagtinge. Aan die einde van die tyd leefde, is daardie verwagtinge, is dit volbring. En dit is wat hier gebeur het met Abraham. Dit is nie dat hy God ontmoet het nie, maar dit is waar hy geëindig het, nadat hy God ontmoet het. En die dag toe ek en jy tot bekering kom, is dit nie belangrik om te spog hoe sleg ons was nie.
Want ons het dit self opgemors tot op daardie stadium. Maar die dag toe ons hart vir die Here gee, het ons besluit, Here, ek sal luister na U. Ek sal luister wat die Gees van God op my hart spreek. As U dan sê in 1 Korintiërs 3 vers 16 dat hierdie liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees. En dat U daarin woon en dat ek nie aan myself behoort nie. Here, dan wil ek dit vra dat dit die waarheid sal wees en dat ek dit sal uitleef sodat U met my kan maak soos U wil. U is die pottebakker, ek is die klei, vorm my en maak my soos U wil hê ek moet wees. Die wonderwerk van Abraham se lewe is nie waar hy begin het nie, maar tot waar God hom gebring het. En wanneer 'n mens na iemand kyk, wanneer ons na mense kyk, dan sien ons hulle verlede raak, ons sien die foute in hulle lewe. Wanneer God na iemand kyk, dan sien hy die bestemming, die potensiaal. Amen. En ons luister vanoggend op pad hiernatoe, praat hulle van toe die tabernakel gebou het, praat hulle van hulle die kunstige mense gevat. Wat is die mooi woord wat hulle gebruik het? Maar ek kom daar op die almagsmanne was kunstige mense gewees. Kunstig verantwoordelik vir die bou van die tabernakel. Dit was vir die Here wat dit gedoen het. Daarom is dit so die kunsvaardighede wat hy, dit is die woord wat ek wil. Kunsvaardighede wat hulle gebruik. Om vir die Here iets te doen, sodat mense kan kyk en sien wat die allerbeste is vir die Here gegee. Ons leef in 'n tyd in 'n samelewing wat oor is, gee ons vir die Here. Ons het nie meer tyd om vir die Here te gee nie. Ons kan nie meer tyd afstaan vir die Here nie. Want ons is te besig geraak. Môre is verby, dan is ek nie meer nie. Dan al my besig niks geld nie. Maar het ek op die plek gekom waar God wil gehad het ek moet wees. Psalm 139, as ons soet gaan vers 12, julle behoort hom al teen hierdie tyd te ken. Psalm 139 vers 12, hoor wat sê. Dan sal ek en jy besef vanmôre, ons is met 'n spesiale doel op hierdie aarde gesit. Hy sê, dan sal selfs die duisternis vir u nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig. En dan sê hy verder. Hy sê, want u het my niere gevorm, my in die moeder se skoot geweef. Hy sê, ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke en my siel weet dit al te goed. Dan sê vers 15. My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die diepte van die aarde. Met ander woorde, ons na mense kyk, dan kan ons hulle nie oordeel nie. Dan moet ons die wonderwerk van God in elke mens sien. Amen. Ons moet die mooi van dit in elke mens sien, al is daardie persoon so ver van die Here af. Is die mooi van God nog steeds volgens Psalm 139 in daardie persoon ingeweef. Ek sê nie ons praat sonder goed vanmôre nie. Want daarvoor sal ons rekenskap gee. Maar toe God vir Abraham geroep het, het hy die potensiaal in hom gesien. En vir enige persoon daar buite sien, het God die potensiaal klaar ingebou. Die vermoëns ingebou. Ons moet dit net gaan ontgin, ons moet dit net gaan haal. Vir mense sê, weet wat, daar's 'n goeie boodskap vir jou. As mense na Abraham gekyk het, en toe God hom geroep het, kon hulle seker gesê, maar hoe kan dit wees? Hy aanbid af voor die saapels. Wat se nuwe ding is hier wat hy nou kastig nou trek, omdat 'n ander God hom sit hy betrek. Maar God het iets gesien wat niemand anders te kon sien. God het 'n man gesien wat bereid was om te luister. God het 'n man gesien wat sy geloof onwankelbaar gestaan het. God het 'n man gesien wat gehoorsaam was en wie hy sy oorgawe sou gee. God het 'n man gesien wat gehoorsaam was en wie sy hart opreg op hom was. En dit is hoe God vandag nog werk. Hy kyk nie na ons verlede nie. Hy kyk nie hoe sleg jy was nie. Ek en jy kan nie spog oor ons slegte verlede nie. Ons moet spog omdat ons die Here ken. Ons moet spog omdat ons sy beeld dra. Ons moet kan staan waar mense, as hulle spog met hulle, en jy stap in met hulle dadelik weet, hier is iets fout, want hierdie man en hierdie vrou dra iets in hulle wat my skuldig gaan staan, wat my voel ek is nie teenwoordig, ek kan nie in hulle teenwoordigheid vir kas nie. Hy kyk nie na ons mislukkings nie.
Want aan die kruis sterf hy en die eenmaals die kruis sê, Here, dink aan my, sê die paradys. Here vandag is die saam met my. Hy oordeel jou nie vanmôre nie, maar hy oordeel ons dade. Hoor jy wat ek sê? Hy het vir ek en jou gesterf, maar ons dade moet ons nie van daardie erfporsie opneem nie. Hy kyk nie na ons tekortkoming vanmôre nie. Hy kyk nie na wat ons nog verkeerd gaan doen, en ek het verlede Sondag gesê, daar op Golgotha was ek en jy nie teenwoordig, maar ons sonde was al reeds teenwoordig daar ons. En daarom is het so nodig dat ons 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons sê ons is sonde mislei ons onsself. Hy sê maar as ons sonde, vers 9, sonde bely, hy is getrou en regverdig om dit vir ons te vergewe. Met ander woorde, ons moet erken dat ons foutiewelik optree, in werk, woord en gedagte net, en as ons die werkapplikasie gaan met die koninkryk beginsel, sal ons sien dit wat in die Ou Testament sê, die 10 gebooie, as ons dit net in ons gedagte het in die Nuwe Testament, dan moet ons klaar moord gepleeg. Ons het klaar egbreuk gepleeg, net deur dit te dink. Met ander woorde, ons gedagte moet suiwer wees, en dit moet hemelse dinge bedink, dit moet nie die wêreldse begeertes en behoeftes aanspreek vanmôre nie. Genesis 12 begin 1, maar die belangrikste oproep van die Bybel seker. Gaan uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vaders huis, na die land wat ek jou sal wys. Abraham het nie geweet waar jy gaan nie. Daar was nie kaarte of GPS nie. Luister iemand sê nou in die week, al man bestuur so swak, dat selfs die GPS bewerig raak. As ek praat. Abraham het nie GPS gehad nie. Al was die kaarte gewees nie. Daar was absoluut niks. Hy het nie al besonderhede gehad van waar hy gaan nie. Al wat ons weet, hy het oral waar hy gekom het, het hy 'n altaar opgesit. Hy het net die stem van God geken, dis altyd geken. Hy het nie geweet wat die dag van môre vir hom inhou nie. Ware geloof begin wanneer 'n mens meer vertrou op God se stem het, as jou eie begrip. En broer, daar staan ek en jy skuldig. Ons wil dit maak vir my sin. Hierdie geloofstorie is nie heeltemal altyd lekker. Hy sê dat vir ons Hebreërs 11 vers 1 geloof te vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en bewys van dit wat ons nie gesien het, en alhoewel in ons eie vermoë nie. En dit is wat vanmôre belangrik is, dat ek en jy God se stem sal ken, al maak dit nie vir ons sin, al is dit in ons eie verwysingsraamwerk absurd, wil ek vanmôre vir as God gesê doen, wil ek vanmôre vir die waarborg gee, dit sal suksesvol wees. God sal jou nooit na 'n plek toe vat wat jy nie deur sal vat nie. As hy daardie Saterdag meeslik op Nego en daardie vuurhout ingevat het, en dit is 'n plek van toetsing, was hy saam met hulle daar te vuur, en toe hulle uitgehaal het hulle nie eens na rook geruik, maar wat iemand in die week wat my interessant is, hy sê die bande wat hulle vasgehou het in daardie vuur gesmelt, en het los uitgestap. En dit is baie keer waar die Here ons baie keer kry. En Abraham was ook daar wat hy getoets was. Ons het verhouding met God te versterk. En vanmôre wil ek vir sê, ons gaan ook daar beproef. Ons gaan ook getoets word, want ons geloof moet beproef word. Is ons geloof werklik waar wat dit is? Glo en vertrou ons die Here werklik waar, sodat ons dit moet doen. En daarom is het so belangrik dat ons God se stem sal kan onderskei. En een ding wat ek vanmôre vir jou sê, as iemand vir jou kom, en ek sê dit met eerlikheid vanmôre, van die kansel, as iemand vir jou sê, die Here het vir my gesê, vir jou sê, gaan soek self die aangesig van die Here. Want deesdae is dit maklik dat elke tweede persoon sê, die Here het vir my gesê. En een ding wat jy moet leer, as die profete dit wat sê, dit word bewys by 1 of 2, by 2 of 3 getuienis. Dan word gaan soek in die Bybel dit wat ek jou gesê. Dan wag tot die Here met jouself praat. Baie mense in ons bediening het na ons toe gekom en gesê, die Here het hulle gewys, ons moet dit doen. Dan het ons gesê, ons wag daarvoor. Ek weet op 'n stadium as ons beroep gewees na gemeente wat ons eintlik bitter graag wou gegaan het.
En toe hulle my vra die derde maand, toe sê ek, die Here het nog nooit my en my vrou daaroor gevra nie. En hier sit ons nog vandag, want hy staan met ons vandag. Want die Here het nooit vir my en my vrou gesê, trek nie. En dit is so belangrik dat ek en jy vanmôre sê, Here, wat U aan my toevertrou, sal ek met al my energie dra, sal ek bedien. En dit is wat met Abraham gebeur het. Ware geloof begin wanneer 'n mens meer vertrou op God se stem het, as jou eie begrip. Abraham het geleer dat geloof nie beteken om alles te verstaan nie. Om alles te verstaan nie. Ware geloof beteken, ek verstaan nie, maar ek glo. En dit wat Hebreërs 11 vers 1 vir ons sê. Geloof beteken om God te vertrou wanneer jy nie alles verstaan het, ek nou gesê. Baie mense praat oor geloof, maar Abraham het geloof uitgeleef. En dit maak 'n verskil vanmôre. Hy sê in Genesis 12 vers 4, toe het Abraham weggetrek soos die Here met hom gespreek het. En hierdie eenvoudige woorde openbaar 'n geheim van Abraham se grootheid. Abraham het nie gekom soos Gideon in Rigters hoofstuk 6 en 'n velletjie uitgegooi en sê, Here, as ek môre dou op hierdie velletjie en is reg rondom my, dan weet ek het reg gehoor. Hy het nie teruggegaan sê, Here, as dit môre nat is van hierdie velletjie en die velletjie is droog, dan weet ek. Hy het nie geredeneer soos Gideon het gemaak het in Rigters hoofstuk 6 nie. Toe die Here sê, trek uit jou land uit jou vaderhuis, het Abraham opgepak en hy het getrek. En hy het ongelooflik beïnvloed in die hele woord van God vir ons geopenbaar. Dat geloof is om God onvoorwaardelik te vertrou. Hy het nie verskoning gemaak nie. Hy het nie gesê ek sal môre trek nie. Hy het gesê nie ek sal nie eers wag dat die oes afkom nie. Ek sal nie eers wag dat my vee daar kalks is of wat ook al nie. Hy het onvoorwaardelik het hy opgepak en hy het getrek sy vrou en sy familie saam, wat sy neef saamgevat. Ware geloof is meer as wat ons sê. Ware geloof word gesien in wat ek en jy doen. Nie wat ons sê nie. Ons kan maklik praat. Maar om dit te doen is 'n verskillende aspek. Dit is maklik om te sê ons glo in God. Maar geloof word bewys wanneer ons doen wat God sê. Die Bybel glo in God, hy sê vir ons, jy glo dat God een is, jy doen goed. Die Bybel glo dit ook, hy sitter. Met daardie geloof in die Bybel is nie reddende geloof nie. En jy het Abraham se geloof, dit is reddende geloof wat ons red van ons sonde en ons oortreding. Abraham se lewe wys vir ons dat God spesialiseer om mense te verander. En ek gaan kyk in die Nuwe Testament en die Ou Testament. Ek sien die verandering wat hierdie geloof van Abraham teweeggebring het. Dat Jesus kom en hy vat vissermanne en hy verander hulle in apostels. Hierdie mense met hierdie hande arbeid, wat eintlik 'n minderwaardige werk in sekere opsigte was. Hy vat en hy maak van hulle apostels om hierdie kosbare evangelie aan die wêreld daar buitekant vertel. Hy vat 'n eenvoudige skaapwagter soos Dawid en hy maak hom koning oor sy volk. Wat 'n voorreg om te weet dat hierdie skaapwagter, dit moes vir hom seker verbasend gewees het toe hulle sê, jy gaan koning word. Maar dit is wat geloof doen. En dis die effek van transformasie as ons deur die Gees van God gly. Ek lees in die Bybel en die Nuwe Testament van 'n persoon wat die kerk vervolg het en by name van Paulus, wat die Here vat en hy maak hom die grootste prediker van alle tye en 2/3 van die Nuwe Testament word hierop geskryf omdat hy so 'n magtige woord uitgedra het en hy het geweet waar hy gaan sit. Sy eindbestemming het hy geweet, ek moet in Rome uitkom, ek gaan sterf as ek daar uitkom, maar as ek die evangelie daar verkondig, dan weet ek dit sal die wêreld wyd ingaan en dan het ek vermag wat God wil gehad ek moet doen. Dit is wat geloof doen. Geloof kyk nie na ons eie behoeftes en ons eie tevredenheid nie. Die geloof kyk in wat God deur middel van ons wil bereik. En ons het altyd die geneigtheid, hoe gelukkig is ek? In plaas daarvan wat ek vra, hoe gelukkig het ek iemand vandag gemaak deur hierdie evangelie aan hulle te verkondig?
Hierdie afgodsdienaar, wat 'n geloofsheld word, sê vanmôre vir ons is ook op 'n plek dat ons ook geloofshelde kan word. Die evangelie gaan nie oor hoe goed ons is nie. Die evangelie gaan oor hoe groot God is. En as ek en jy vanmôre spog in onsself, dat ons klaar ons loon weg. God se genade is onbeperk. Daarom sê hy in Romeine hoofstuk 6 eerste vers, hy sê sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word. Hy sê nee, stel. Ons kan nie in die sonde bly as ons weet hoe groot hierdie genade is nie. As God Abraham kon verander, kan hy enige mens verander. Dit kan nie beseerte van gedare toe Jesus sien en na hom toe gegaan. En daarin deel sluit af en toe later toe sit hy by Jesus se voete ten volle geknie. Wat hoekom? Want genade het hom oorskadu. En dit is wat geloof doen, dit oorskadu die mens se sonde, sodat ons die mens ook by genade kan uitbring, deur middel van God. As God Abraham kon verander, kan hy enige mens verander word. As God Abraham kon gebruik, kan hy enige mens vanmôre ook gebruik. En dit is so, ek het vanaand vir jou gesê, ons geloof moet getoets word. Abraham is getoets toe hy geleef het. Ons lees, toe die belofte is 75 jaar, en dit ons gelees is Genesis 12. Toe was hy 75 jaar oud, 25 jaar wag hy vir sy seun Isak om gebore te word. Intussen toe hierdie plan van God nie vir hom uitwerk nie, toe dit die geloof van hom wil hy homself toets, toe sê hy maar hy sal 'n slavin vat, en hy sal by haar 'n seun verwek deur middel, sy vrou sê, vat slavin en verwek jou seun. En ons weet Ismael is goed, maar dit was nie God se opdrag gewees nie. Dit was 'n goeie plan, maar dit was nie God se wil nie. En baie keer het ons 'n goeie plan, maar nie God se wil nie. En vanmôre is God se wil dat niemand verlore mag gaan nie. Amen. En dit is wat belangrik is vanmôre, dat ek en jy op die plek sal kom. Dat ons sê, Here, help ons om hierdie beloftes gestand te doen wat U vir ons gegee het. Maar wat vir my mooi is, toe Abraham daardie altaar gebou het, hoe dit gegaan het. 470 jaar of 500 jaar huis dit daai tyd. Toe kom Joshua en hy trek daar dieselfde land in, waar die altaar is. En hy besef, hier staan die altaar wat Abraham opgerig het, 500 jaar, ons sê 500 jaar terug. En hierdie stede wat naby hierdie altaar is gelê, vir Joshua. Die belofte wat ek vir Abraham gegee het, in Genesis 12, bring ek in Joshua, dat julle besit sal deel die land van melk en honing. Die ergste van alles is, toe Abraham Kanaan intrek, die land van melk en honing wat ons verstaan, dan sê die Bybel, daar was 'n groot droogte in Kanaan gewees. En Abraham wyk uit Egipte toe, om te kan oorleef. En ons weet, vir 400 jaar was die volk in Egipte. Here het dan gesê, U sal my lei, U sal my 'n land gee wat my nageslag. Daardie belofte het 400 jaar of 500 jaar gevat om tot vervulling te kom. En dis hoe ek vanmôre gesê, jou gebede is altare. En onthou daardie altare, maak notas van wat jy by die Here gevra het. Die dag wanneer dit nou werklikheid word, dat jy kan sê, Here, ek is terug in die land wat U vir my beloof het. Die altaar wat ek daar gesit het, Here, ja, ek neem 'n besit, dit wat U vir my gee. Hy het daardie belofte, wat ek sê, net die altaar het hy in geloof opgesit in dag. En hy het 'n wagtyd gehad vir baie jare. En hy het die altaar opgesit in Sichem, Bethel en Hebron. En dit is waar hy besit geneem het, dit wat God, waar Joshua besit geneem het, God het vir Abraham beloof het. Hy moes moeilike omstandighede trotseer.
Hy moes by geleentheid oor sy vrou jok. Was gesê dat sy suster toe in Egipte kom, want hy was bang hulle maak hom dood. In Genesis 22 vers 2, toe hy sy seun moes offer, die Bybel praat sy enigste, toe was hy getoets, sy geloof getoets. Omdat sy geloof nie in die belofte was, het Abraham het gedoen, maar in God was hy bereid om sy seun te offer. Sy belofte, sy geloof, was in God van die belofte. En dit is belangrik dat ek en jy vanmôre sal sê, dit wat die Here vir jou sê. Hy sê, sit my Jesaja 55 vers 11 op. Terwyl hy voor het. Jesaja 55 vers 11. Hy sê, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my waag. En voorspoedig wees in alles waartoe ek stuur. As God vir jou belofte gegee het, en ek vanmôre die vrymoedigheid neem te sê, dit sal voorspoedig wees. Amen. Moenie twyfel nie. Want moenie jouself verhef oor dit wat God wil hê en jy moet wees en doen nie. Maar soos Abraham wat aan God al die eer gegee het. En daarom was hy 'n vriend van God genoem. Sy geloof was in die God van die beloftes. Baie van ons vertrou God solank dit goed gaan en ons self in beheer is. Maar Abraham het God vertrou selfs wanneer hy dit nie verstaan het nie. En ek het gedoen in Genesis 12 vers 10, kom hy in Egipte en hy sê, dit sy vrou is sy suster, want hy bang hulle maak nie. In hoofstuk 20 van Genesis kom hy by Abimelek en hy doen dieselfde, hy sê, dis my suster, want hy bang, hy word gedood as gevolg van die feit dat sy vrou mooi was. God het hom nie gekies omdat hy perfekte agtergrond gehad het, Abraham nie. Maar omdat hy God geglo toe God gespreek het. In Romeine 4 lees ons van Abraham, die woord van God met hom gespreek het, en waar hy die woord aanvaar, hy het God se belofte geglo, hy het God se leiding gevolg, dan word elke gelowige vandag geestelik met Abraham verbind in Romeine 4. Ek en jy is afstammelinge van Abraham vanmôre. Ons is mede-erfgename van hom vanmôre. Ons is kinders van geloof, dit is ons in die kerkgebou sit vanmôre. Nie omdat iets anders te nie, nie omdat ons mooi sing nie, nie omdat dit lekker sagte banke is, nie omdat die plek mooi is nie. Inteendeel, dit is alles behalwe dit is sy net omdat ek en jy vanmôre in God glo. Amen. Ons word nie gered deur ons werke nie, want hy sê vir ons Efesiërs 2 vers 8 en 9, is nie deur ons werk nie, maar deur genade dat ons gered is. Jy drie ouens kan uitraap beskryf. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Hy sê, want uit genade is julle gered, nie deur geloof nie. Dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, vers 9. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. So ons is geroep om God te eer en te dien vanmôre. Een van die grootste lesse wat in Abraham se lewe in die verlede tot ons spreek vanmôre, wil ek vanmôre sê, is die feit dat ek en jy ook kan glo. Mense mag jou herinner aan wie jy was in jou verlede. Mense mag sê, maar jy was al so sleg. So, nee, dit is verby. Die prys is betaal op Golgotha. Amen. Die duiwel mag jou herinner aan wat jy het gedoen het. Maar jy kan maar herinner aan die toekoms. Sê, ek het dit gedoen, maar my toekoms lê voor my in die ewige lewe. En laat ek jou herinner aan jou toekoms. Jou toekoms is die ewige verderf. So jy het 'n groter wapen teen hom as iemand. En God herinner ons vanmôre aan wat hy ons voorgeroep het. Dawid se verlede het hom nie gekeer om 'n koning te word nie. Die feit dat hy skape opgepas het en nie by die slagveld mag uitgekom het hom nie gehinder dat hy koning geword het. Alles se verlede wat die kerk vervolg het nie gemaak dat hy die grootste prediker van die tye sou word nie. En so ons verlede hoef nie te keer dat ons kan word wat God ons voorbestem het nie. Abraham kon gedraai en sê, maar ek aanbid hierdie afgode, en hy kon nergens gegaan, dan ek en jy vandag in 'n probleem gehard het.
God se plan is groter as ons foute vanmôre. Daar is baie mense wat voel dat hulle nooit deur God gebruik kan word. En ek wil vanmôre vir jou sê, dit is 'n vyandse impak in jou lewe. Dit is 'n boodskap uit die hel uit, as jy vanmôre hier sit en sê, God kan jou nie gebruik nie. Die waarheid is, jy wil nie deur God gebruik word nie. En ek sê dit sonder om verskoning te vra vanmôre, want ek gaan dit nie teen my naam sit, ek hou dit teen jou. Jy wil nie doen wat God wil hê jy moet doen nie. En dit is ook wat vir my mense gesê, daar is 2 dinge wat jy kan stel. As jy sê ek kan dit nie doen nie, is jy reg. Want jy klaar besluit jy kan dit nie doen nie. As jy sê ek kan dit doen, is jy ook reg, want jy klaar besluit jy kan dit doen. So ek en jy moet besluit wat een gaan ons doen. En ek wil vanmôre sê, kom ons besluit, ons doen wat God wil hê ons moet doen. Amen. En die Here verwag nie groot dinge van baie van ons nie. Hy verwag baie keer net dat ek en jy intercessor sal wees, vandag is almal slaap, om net vir mense in te tree om vir hulle te bid. Wanneer almal rustig is, jy uitgeput al lê, dat jy so afsonder en sê, Here, ek dink aan hierdie broer, en ek dink aan hierdie suster, ek dink aan die politiek, ek dink aan die wêreld, ekonomie, en ek bid vir dit, Here. Here, hierdie ouers vir my so moeilik by die werk maak. Here, ek bid dat U ook met hom sal ontmoet, dat hy 'n sagte hart, 'n hart van klip sal verander, en 'n hart van vlees sal hê. Dan is ons in lyn met dit wat die Here wil hê ons moet doen. Ek wil vanmôre met U stil staan by jou gedagte. Abraham se verhaal begin in 'n huis van geloof. Dit begin in 'n omgewing van afgoderry. Maar God het hom geroep. Sodat jy Jesus sit, het God jou ook geroep. Abraham het geluister. Abraham het geglo. En Abraham was gehoorsaam. En die man wat in die huis van ander gode afgekom het in ons Bybel die vader van geloof geword. Nou hierdie geloofstorie is vals in ons gedagte. En dan gaan nou 'n stukkie die geskiedenis uitgehaal. Jare terug, toe was daar altyd die ding dat geen mens kan 'n myl onder 4 minute hardloop nie. Dit is 1,6 kilometer. Sommige dokters het self beweer dat menslike liggaam sou dit nie kon oorleef nie. In 1954 hardloop Roger Bannister die myl in 3 minute 59,4 sekondes. Dis net. Hy het die mediese verkeerd bewys, hy het al die mense verkeerd bewys, hy het in homself geglo, hy kan dit doen. En hier is vir my die merkwaardige deel. Die merkwaardige deel is dat kort daarna, baie ander atlete dieselfde prestasie bereik het. Die grootste struikelpunt was nie die liggaam nie, maar die verstand. Toe Roger Bannister die 4 minute barrier breek. Dis die een na die ander een. En Abraham het vir ons daardie barrier ook gebreek. As ons in God glo, sal hy ons 'n menigte van nasies maak. Amen. En ek gaan nie verder oor dit uitbrei nie, maar wat ek vir jou wil vra, gaan lees Hebreërs hoofstuk 11. Dis die effek wat Roger Bannister op die atletiek gehad het, wat Abraham ook in ons lewe gehad het, wat in Hebreërs 11 opgeteken is. Toe Abraham as geloofheld opgetree het al die ander helde wat in Hebreërs 11 opgeteken is, het hulle ook in geloof begin beweeg. En dit is hoe hulle aangeteken is in die boek van Hebreërs. So kan ek en jy vanmôre ook deel van haar panoramiese oorsig wees. Die akker van geloofshelde. Eendag as die Here Jesus ons kom haal om te sê, "U is my seun en my dogter." Was hulle getrou gewees. Maar vanmôre is dit my gebed vir elkeen van u, dat ons ook sal God vertrou. Maar nie op ons eie krag nie, maar in geloof sal wandel. Kom en kom sê.
Here, baie dankie vir die woord vanmôre, Here. My gebed is, Here, dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Here, dat U ons sal bewus maak wanneer U ernstig met ons praat, Here. Here, dat ons eie gedagtes sal onderdruk. Abraham geluister, geglo en het beweeg. Roger Bannister het nie geglo wat die wêreld gesê het in medisine. Hy het vir homself geweet hy kan dit doen. En hy gaan oefen tot hy dit reg kry. Here, toe hy die teendeel bewys, het baie mense tot geloof gekom, dieselfde as Roger Bannister, om hierdie myl in minder as 4 minute af te lê. Here, ons wil nie na Roger Bannister kyk vanmôre, ons wil na U kyk. Want die grootste geloofsoortuiging is dat U op Golgotha gesterf het met die wete dat U niemand verlore mag gaan nie. Dat U het geglo dat ons sal hierdie wêreld ingaan en hierdie evangelie gaan verkondig. En sodat Abraham uitgetrek het, ten spyte van die landkamer wat U hom gegee het en die droogte om daar gewag het hy nog steeds die altaar opgesit, Here, Shabbat het. Hy het nog nie 'n bording gesien nie, Here, inteendeel. Hy moes vlug na Egipte om te oorleef. Dan leer ons vanmôre dat self daar moes hy die 2 geleenthede, moes hy leuns vertel om sy lewe te beskerm, omdat hy bang was dat maak om dood vir sy vrou. 25 jaar moet hy wag vir die belofte tot vervulling, Here. Wat sy eie plan nie, dit was wat hy bestem het nie, Here. Here, maar dan lees ons in die woord, hy is 'n vriend van U. En hy is die Vader van geloof. Here, vanmôre staan ek in skaamte voor U. Ek my ook laat sak in skaamte voor U vanmôre, Here. Ek sê baie keer twyfel ek ook self as mens. Al spreek U tot ons. Al spreek U met my, Here. Maar ek vra wees ons genadig. Here, gee dat ons sal doen wat U sê ons moet doen, Here. As ons onvoorwaardelik sal vertrou. Here, as U sê ons moet beweeg, dat ons sal beweeg. Here, ons leer, Abraham het getrek sonder dat hy geweet waarheen hy gaan. Maar wanneer hy tent opgeslaan het, die altaar opgesit, wat hy het geweet, U weet waarheen hy op pad is. Daarom wil ek vra, Here, dat ons ook altare sal opslaan met die wete dat U weet waar U op pad is met ons. Daarom vra ek, Here, dat U elkeen sal seën vanmôre, sodat U dit alleen kan doen. En Here, dat ons introspeksie sal doen oor ons eie geloofsomstandighede en lewens, sodat ons U daarom sal eer en sal ken en sal aanbid. Ons vra dat ons verdien maar die kosbare naam van Jesus. En ons sê vir die dag. Amen.